In 'n vorige video het ons gesels oor die volg-stiltetyd metode. Dis 'n eenvoudige metode waar elkeen van die letters van die woord volg staan vir 'n stap wat jy volg. V staan vir vra God se leiding. O staan vir ondersoek die teks. L staan vir let op die lesse. En G staan vir gaan en wees 'n doener van die woord. Vandag gaan ons hierdie metode gebruik om na die eerste 3 verse van 1 Korintiërs 13 te kyk, sodat ons kan sien wat ons daaruit kan leer. Ons begin met V en vra die Here se leiding. So kom ons bid saam. Here, dankie dat U die woord vir ons gegee het en dat U daardeur met ons praat. Maak asseblief nou ons oë oop vir die wonderlike waarhede wat U daarin laat neerskryf het. Heilige Gees, leer ons alles wat ons vandag uit hierdie paar verse moet leer en herinner ons asseblief weer aan die lesse wanneer ons dit nodig het. Ons vra dit in Jesus se heilige naam. Amen. Goed, nou gaan ons oor na stap 2, die O, wat staan vir ondersoek die teks. Die ideaal is om die verse te lees, dit dan met die hand oor te skryf en dan dinge te merk wat vir jou uitstaan. Maar vir nou gaan ons net die verse lees. In 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3 staan: Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Ons het nou die gedeelte gelees en nou is die volgende stap om te let op die lesse wat ons uit die gedeelte kan leer. Ons sien dat Paulus 'n klompie geestelike gawes en goeie werke noem, maar dan sê hy dat al hierdie gawes en werke nie van veel waarde is as dit nie uit 'n hart van liefde kom nie. Dit laat my dadelik aan 1 Timoteus 4 vers 12 dink, wat daar staan: Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Al 5 hierdie dinge wat genoem word is belangrik, maar die een wat hulle bymekaar trek en hou, is liefde. Jesus het ook, toe die skrifgeleerde vir hom gevra het watter wet die belangrikste is, gefokus op liefde vir God en liefde vir ons medemens. En hy het ook gesê, as ons hom liefhet, sal ons hom gehoorsaam. Jy sien, God is liefde en sy liefde vir ons was die rede waarom hy Jesus gestuur het. Jesus se liefde vir ons was die rede waarom hy sy lewe gegee het. Om die waarheid te sê, alles wat God sê en doen, word gebore uit die diep liefde wat hy vir ons het. Op dieselfde manier moet ons liefde vir hom die dryfveer wees agter alles wat ons sê en doen. As dit waar is van ons, sal ons aan God gehoorsaam wees, omdat ons daardeur ons liefde vir hom uitleef. Ons sal ook ander mense altyd behandel, soos ons wil hê, hulle moet ons behandel. Die grootste les wat ons dus uit hierdie 3 verse kan leer, is dat om liefde uit te leef teenoor God en ander, altyd die heel belangrikste ding is, wat ons kan doen. Nou is die vraag, hoe kan ek en jy vandag liefde uitleef? Onthou, ons moet nou gaan en hierdie les uitleef, sodat ons doeners van die woord kan wees. Die manier hoe ons liefde gaan uitleef, gaan vir elkeen van ons anders lyk, omdat ons verskillende mense met verskillende omstandighede is. Maar ek wil jou uitdaag om, na jy die video gekyk het, vir 'n rukkie stil te word by die Here, sodat hy jou wysheid kan gee oor hoe jy vandag hierdie les kan gaan uitleef. Here, dankie dat U U liefde deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort het. Help elkeen van ons om te weet hoe ons vandag daardie liefde nie net teenoor mekaar nie, maar veral teenoor U kan uitleef. Amen. Nou ja, dit is dan hoe jy die volg-stiltetyd metode kan gebruik om na 'n kort skrifgedeelte te kyk. As dit vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe en wenke. Baie seën vir jou en mag die Here jou help om vandag die liefde wat hy in jou hart geplaas het, uit te deel aan ander.